His mercies are new every morning. And therefore we can rejoice in what God is doing. Amen? Elke dag word ons wakker met nuwe geleenthede, nuwe dinge wat gebeur. En ja, dit is net so amazing om te weet dat die Here stel belang in elkeen van ons. So tik gou die persoon langs, tik die persoon langs jou en dan sê vir hom of haar, jy, die Here stel belang in jou. Ek wil vanoggend aangaan. Ons het verlede week het ons nie klaar gekry met, of het ek nie klaar gekry met die boodskap wat ek bedien het nie, en ons gaan maar net aan vandag. So ek het dieselfde titel vir vandag, maar ons noem dit maar net part 2. Nou so verlede Sondag was dit to be continued. As jy nie verlede Sondag hier was nie, wil ek jou uitnooi, gaan ons YouTube kanaal toe. Vat daai uur en gaan kyk die boodskap, want ek glo die Here wil in jou lewe 'n paar goeters wakker maak, dat jy kan besef dat die Here se teenwoordigheid is meer as wat ek en jy ooit, hoe kan ek dit stel? Ek wil dit nou regstel. God se teenwoordigheid moet die grootste begeerte wees in jou lewe as enigiets anders. God se begeerte in jou lewe moet die grootste begeerte wees bo enigiets anders. Daar moet 'n begeerte in jou wees dat God se teenwoordigheid groter is as enigiets anders. Jy moet 'n begeerte in jou hart hê dat God se teenwoordigheid groter moet wees as enigiets anders. Jy moet 'n begeerte in jou hart hê dat God se teenwoordigheid groter moet wees as enigiets anders in jou lewe. Jy moet 'n begeerte in jou hart hê dat God se teenwoordigheid belangriker is as enigiets anders in jou lewe. God se teenwoordigheid moet die belangrikste wees. En dit moet 'n begeerte by jou wees. Pastoor, kan jy aangaan met die preek, ons mors tyd? Ek wil dit weer sê, jy moet 'n begeerte hê na God se teenwoordigheid bo enigiets anders. En ek sê dit nie nou heeltyd om amens te kry nie, hoor wat ek sê. Dit is great as jy amen sê, want dit beteken dit begin stuur in jou hart. Maar die belangrike ding vir my en vir jou ooit in ons lewe moet God se teenwoordigheid wees. As God se teenwoordigheid nie in jou lewe is nie, hoe maak jy dit deur die dag? Hoe maak jy dit deur die dag? Want ek en jy kan nie meer op ons eie krag en ons eie vermoë die lewe aanpak nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar die lewe raak moeiliker. Die lewe raak tighter. Daar's meer persecution daar buite as ooit van tevore. Ek het gister weer gesien 'n nuusberig wat deurgekom het van 'n kerk wat afgebrand is in Europa. Al hoe meer staan die vyand op teen die kinders van die Here. Al hoe meer is daar aanvalle teen die kinders van die Here en ons moet bid dat ons vrede sal hê as kinders van God in hierdie land. Ons het dit nog lekker. Ek het nou die dag toe sê ek vir die ek wil een van my begeertes is om daai saalvloer en konkreet te maak. En toe dink ek vir myself, miskien moet ons, ek het dit nou nie vir haar gesê nie, maar ek het dit vir myself miskien moet ons as ons dit doen, dan moet ons 'n groot banker daaronder inbou. Dat as ons eendag by die plek kom waar die regering vir ons sê ons mag nie meer kerk hou nie, dan stel ons 'n paar bazaargoedjies hier bo op. En ons kom kuier net lekker saam en dan so raak ons weg. En dan gaan ons onder in die banker om kerk te hou. Anyway. Ons moet onsself voorberei. Ons het dit baie lekker. Sê vir die persoon langs jou, jy het dit baie lekker. Jy het 'n Bybel wat jy kan vashou. En nou die dag was ek by 'n conference gewees. En die predikant wat gepraat het sê, hy was in 'n land gewees waar die ouens die bladsye uit die Bybel uitskeer. Dan vou hulle dit baie klein op. Dan gee hulle vir elkeen in die kerk 'n bladsy. En daai klein stukkie papier sit in die hoekie van hulle sakke en dan loop hulle huis toe.
Want hulle mag nie 'n Bybel by hulle hê nie. Dan gaan sit hulle in hulle huis, toegesluite deur. Dan haal hulle daai bladsy uit, dan memoriseer hulle daai bladsy. Dan volgende keer as hulle onder die boom weer bymekaar kuier, dan vra hulle, okay, ek het Exodus 28 gehad, wie het Exodus 29? Wie het bladsy soveel? En dan deel hulle weer bladsye uit, en dan memoriseer hulle die Bybel, want dit is al wat hulle het. Ek en jy sit met hoeveel Bybels by die huis, ons het die YouVersion Bible app op ons fone, en dit is net lekker. Ek is nie vanoggend hier om vir jou te sê, om vir jou bang te maak, om vir jou te sê, ouens, ons moet begin wakker word nie. Ek is vanoggend hier om vir jou te sê, die teenwoordigheid van God in jou lewe is meer nodig as ooit van tevore. We need to host the presence of God in our lives. Ek en jy moet God se teenwoordigheid huisves. En dit is waar hierdie hele naweek gegaan het, hierdie hele conference het gegaan, om God meer belangriker te maak as enigiets anders in ons lewens. Om by sy voete te kom sit, en soos wat ons nou gesing het in hierdie liedjie, as sy voete die hoogste plek is waar ons kan kom. Julle sal saam met my sê, my voete is nie nou die hoogste plek nie, my kop is. Maar as die voete van God die hoogste plek is wat ek ooit by uitgekom het, dan is dit die beste plek om te kan wees, dan het ek dit bereik, om net in God se teenwoordigheid te wees. So, ek gaan probeer om vanoggend dan 'n boodskap verder te vat, en ek wil net so 'n paar goeie sê wat ons verlede week gesê het. En een ding wat A.W. Tozer gesê het is, I want the presence of God himself, or I don't want anything at all to do with religion. Mag ek en jy in hierdie geboue instap en nooit sê, this is my religion nie. Mag ons nooit in ons lewe sê, ek is 'n Christen want dit is my religion nie. Daar is te veel mense in Suid-Afrika wat die label, en hoor my mooi, wat die label van Christendom het, but they don't have the fruit or the character of Christ. As ek 'n hemp koop, hierdie hemp het ek nou gekoop, en julle almal sien nou hierdie logoetjie, so jy weet dis 'n oud kakie hemp. Al is hy wit. So julle weet die brand is Old Khaki. En so loop baie mense in die wêreld rond met 'n labeltjie Christen. Maar as ek nou hierdie hemp uittrek, nee moenie. As ek hierdie hemp moet uittrek, is ek nêrens gebrand Old Khaki nie. Die founder en CEO van Old Khaki het nie na my toe gekom met een van daai gebrande, weet daai eisters wat hulle so warm maak en dan brand hulle die ding in my in nie. Nee. En so loop baie mense en hulle het geen vrug in hulle lewe nie. Hoekom praat ek van vrug? Want die woord van die Here leer ons dat by die vrug word jy geken. Aan die vrug word jy geken. Prys die Here, hy het nie gesê aan die gawe word jy geken nie, want jy kan profeteer soveel jy wil, jy kan bid vir siekes soveel jy wil, jy kan 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis hê soveel jy wil, man, jy kan op die maan loop as jy wil, maar as jy nie die vrug van Christus in jou lewe het nie, is daar geen teken dat jy 'n volgeling van Jesus is nie. En daarom is dit vir my en vir jou so belangrik, soos wat A.W. Tozer hierso sê, I want the presence of God himself, or I don't want anything at all to do with religion. I want all that God has, or I don't want any. Or I don't want any. Ek wil in 'n kerk wees waar God se teenwoordigheid is. En dis hoekom julle sal sien dat ek en Leanne sal nooit programme meer promoveer as God se teenwoordigheid nie. Al het ons 'n program, as kom ons sê dis 'n kursus, dan sal ons altyd plek maak vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet beweeg waar ek en jy is, otherwise we are fooling ourselves. Dan hou ons lekker kerk. En ons is nie gemaak of geroep om kerk te hou nie. Ons is gemaak en geroep om hom te loof en te prys. Amen? Stem jy saam? Alright, so 4 van ons stem saam. Ons sal die Here soek.
Ons het gesê, ons het die vraag gevra, hoekom is dit so belangrik om God se teenwoordigheid te huisves? En ons het gesê, ons moet God se heerlikheid huisves, want niks anders kan die juk van sonde breek en blywende transformasie bring, of die verlorenes na hom toe trek nie. As ek en jy maar net nice kerk hou, ons het 'n smoke machine hier agter in die stoortjie, ek sal hom volgende week uithaal, dan sal ons die plek vol smoke maak, en ons sal die ligte opsit, en ons sal die electric dromme se sound 'n bietjie tune, en dan wik, nee, en dan kom ons almal hier in, en dan het ons net 'n lekker partytjie. En dan sê ons vir almal, bring die siele. Ons gaan 'n partytjie hou. Daai ou gaan nooit verander word in sy denke of in sy lewe as gevolg van die materialistiese goed nie. Sy lewe gaan net verander as hy in die teenwoordigheid van God instap. En daarom gaan ons as 'n gemeente, Lig en Lewe Sentrum, ons gaan 'n huis wees wat God se teenwoordigheid huisves. Nie net waar God se teenwoordigheid, waar God ons besoek nie. Hierdie gaan 'n plek wees, hierdie is 'n plek waar God se teenwoordigheid gehuisves word. So ek wil jou aanraai, moenie meer kom met vooropgestelde idees van hoe kerk gaan wees nie, hoe die diens gaan verloop nie. Because we are not controlling the Holy Spirit is controlling us. Is jy reg vir so iets? Is jy reg vir so iets? As ons sê, we want the presence of God in this place, then we need to tell each other, we need to host His presence. Ons het verlede week, het ek vir julle gesê, as jy iemand nooi om by jou te kom kuier, wat doen jy? Jy gee vir almal 'n stoflap. En almal beklei oor die stofsuier. En een span hardloop na die badkamers toe, en die ander span hardloop na die kombuis toe, en die ander span hardloop met die stoflap deur die huis, en ons werk saam as 'n span, want ons het net 'n uur, dan kom mense. Die plek moet skoon wees. Hoekom? Want jy wil 'n host wees, jy wil hê, wanneer die mense by jou aankom, moet hulle inkom, en hulle moet welkom voel, hulle moet voel, hulle is welkom in die plek, hulle moet instap en, dis lekker vars hier binne, lyk jou huis altyd so mooi. Maar jy gaan in 'n ander mode in, as mense by jou kom kuier. Gebeur dit by julle ook? Sliefie, dis net by ons huis. Daar's baie van ons vir dit doen. Maar dan kom ons hierso, en ons is nie bereid om die teenwoordigheid van die Here te huis nie. Want ander dinge is vir ons belangriker. Wat moet vir jou belangrik wees, is om hier in te kom en te sê, Here, ek is nie hier vir myself nie, ek is hier om U te loof en te prys. Ons het vir mekaar gesê, as jy hier uitstap en jy sê kerk was lekker, dan het jy die punt gemis. Dit moet lekker wees vir die Here. Ek het gisteraand hier op my knieë gegaan en vir die Here gevra, Here, voel U welkom hier? Voel U welkom in die plek? Ek meen, ons almal worship, ek meen, sommige mense snot in trane, en die ander lê, en die ander staan, en die ander spring, en dis net, man, dis lekker. Maar ek gaan op my knie, ek vra vir die Here, Here, voel U welkom hier? Dit het ewe skielik 'n diep begeerte in my hart net gedrop op daai oomblik om te vra, Here, ten spyte van my worship aan U, ten spyte van hoe ek hierdie liedjies sing, of hoe ek nou bid, of hoe ek nou dinge doen, Here, voel U welkom in die plek? En ek dink dit moet iets wees wat by elkeen van ons gekweek word, is wanneer ons by die huis is, wanneer ons in die kar is, wanneer ons by die werk is, wanneer ons by die skool is, Here, is U welkom hier by my nou? Of voel U ek dryf U weg? Voel U ek verrenoveer, ek doen iets wat U wegjaag? Here, ek wil nie U wegjaag nie, ek wil hê U moet hier by my wees. Mag dit 'n gebed wees vir elkeen van ons waar ons ook al is. Wie van julle was al by die Kaapse tuine gewees? Nee?
daar's mos baie duwe en baie squirrels. Nou ek en 'n squirrel, ons kyk mekaar van daar af. Ons praat, ons kan actually gesels. So ek praat so met squirrels en dan van hulle raak vir my kwaad. Hulle gaan staan so en dan maak hulle stertjies so. En dan weet ek, shucks, ek hoop ek het nou sy ma sleg gesê nie. Maar dit is funny om so nou en dan net te gaan staan en weet en as hy vinniger hardloop en dan praat ons tweetalig, Engels en Afrikaans gelyk. Maar die squirrel, weet en dan raak, maar anyway, ek en squirrels hou mekaar op 'n afstand, want hulle raak kwaad vir my. En ons is by die tuine. En Leanne is voel, maar dit is nou 'n goeie geleentheid vir ons almal om te voer. En ons almal kry nuts. En ek is nuts genoeg om dit in my hand te sit en ek gaan en ek hou my hand en ek hou my hand so en die squirrel kom en toe sy by my is, maar hy mis die nuts heeltemal. Maar hy hardloop hier teen my been op. En ek is so ek gaan nou nie gil soos ek gegil het nie. Maar dit was get off! Get it off! Anyway, die squirrel is weg. Maar wat ek agtergekom het is, die duwe, as jy nader kom, dan skatter die duwe, maar as jy stil staan, dan kom hulle na jou toe. Dan kom eer die duwe uit jou hand uit. En ek het agtergekom dat duwe hou nie van 'n commotion nie. Hulle hou nie van onreëlmatige goeders nie, hulle hou van stil en vrede. Okay? So as jy by duwe wil wees, moet jy gaan stil sit en jy moet geduldig wees dat die duif na jou toe kom en by jou kom eet. En vanoggend wil ek Johannes, 'n storie in Johannes wil ek gebruik as 'n illustrasie. En in Johannes word die Heilige Gees verduidelik as in die vorm van 'n duif. Okay? Die Heilige Gees is nie 'n duif nie, maar hy het in die vorm van 'n duif gekom. En ek wil vanoggend 'n bietjie die vergelyking van 'n duif gebruik om vir ons te probeer verduidelik hoe ek en jy ons lewe moet leef om die Heilige Gees te host. Om die Heilige Gees in ons lewe te hê. Alright, so die eerste punt wat ek wil lees is in Exodus 25 voordat ons by die illustrasies uitkom. Exodus 25 vers 8 sê die volgende. God praat met Moses en hy sê, "Have the people of Israel build me a holy sanctuary so I can live among them. You must build this tabernacle and its furnishings exactly according to the pattern I will show you." Dis belangrik vir my en vir jou om te verstaan dat God kom nie na my en jou op ons terme nie. Ons kom na God toe op sy terme. Ons moet na die Here toe gaan op grond van sy woord, op grond van sy uitnodiging. Ek en jy kan nie net maak soos ons wil en dink die Here gaan sy teenwoordigheid gaan by ons wees nie. Jesus sê vir hom, "You must do everything, you must build the tabernacle and its furnishings exactly according to the pattern I will show you." Die Here wys vir my en vir jou hoe ons hom moet nader. Nou in die Ou Testament het hulle op 'n ander manier die Here genader, maar in die Nuwe Testament met Jesus as die weg, die waarheid en die lewe, het ek en jy vandag vrye toegang om in die teenwoordigheid, in die allerheiligste van God in te beweeg sonder enige twyfel, die Bybel sê come with boldness into the presence of God. Hoe doen ek en jy dit? Ons doen dit deur Jesus Christus. Ek en jy kan nie in Christus leef met ons sonde, met ons nikke en grille, met ons tekort, met al ons bad stuff en dink die Here gaan vir ons innooi nie. Ons moet deur Christus gereinig word. Ons moet Christus aantrek as geregtigheid. Die Bybel sê trek Christus aan. En daarom kan die woord van die Here vir ons sê, ons is in Christus, want ons word bekleed met Christus. Dis sy geregtigheid wat ons aantrek. Dis sy liefde wat ons aantrek. Ek en jy word
gecover deur Christus. So ek woon in Christus, maar Christus woon ook in my. Dis soos 'n kookbottel, as ek 'n glas kookbottel vat en ek gooi hom in die see. Waar is die see? As die bottel begin sink, dan gaan die see in die bottel, maar die bottel is omsingel met die see. So Christus is in my, maar ek is ook in Christus. Sien al my prentjie? En daarom kan ek en jy vandag sê, God het 'n begeerte om by ons te kom bly. Sê vir die persoon langs jou, God het 'n begeerte om by jou te bly. God het 'n begeerte om by ons te woon, nie net te besoek nie. Die tabernakel was nie 'n plek waar hy kom besoek het nie, dis 'n plek waar hy gewoon het. Waar God sy woning kom maak het tussen mense. So wanneer ons nou kyk na die Heilige Gees, en die Heilige Gees op die oomblik is vir my en vir jou, bring God se teenwoordigheid op 'n tasbare manier na my en jou toe. Jesus sit aan die regterhand van die Vader in die hemel, en die Vader is ook in die hemel, maar die Heilige Gees is hier by ons op aarde orals. Okay? Orals. Hy is alomteenwoordig. Jesus het 'n fisiese liggaam. 'n verheerlikte fisiese liggaam. Hoe kan ek dit sê? Nadat hy opgestaan het, sê hy mos vir die disippels, kom raak aan my. Ek is nie 'n spook nie. Maar omdat hy 'n verheerlikte liggaam het, loop hy in 'n ander dimensie. Is hy gees en vlees in een. En ons gaan ook so 'n liggaam kry. Prys die Here. Niks meer blou tone gestamp nie. Nee? Hoekom? Want die Here gaan ons liggame aanraak. Ons gaan verheerlikte liggame kry. En so is die Heilige Gees by ons, en die Heilige Gees wil by ons bly. En in Johannes praat toe Jesus gedoop word, toe sê die ouens, ons sien die Heilige Gees daal op hom neer soos 'n duif. So kom ons kyk gou na die Heilige Gees. Die eerste punt wat ek wil maak is 'n duif is wild. 'n duif is wild. Behalwe as jy 'n duif vat en jy maak hom van kleins af groot om 'n pigeon racing te doen. Dan jy word geteel spesifiek vir daai doel. Maar as ons praat van die algehele duif, 'n normale duif wat ons by ons huise het en wat oral vlieg, is wild. Hy's wild, jy kan hom nie tame nie. En net so kan ek en jy nie die Heilige Gees tem nie. Ons kan hom nie beheer nie. Die Heilige Gees kan nie getem word nie. Die Heilige Gees word nie beheer deur my en jou nie. Ons het nie 'n magic wand wat nou ewe skielik hier draai en dan sê ons, okay, nou gaan die Heilige Gees werk, zap. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Ons nooi die Heilige Gees in. En omdat die Heilige Gees hier is, kom God se teenwoordigheid in die plek. En nou sê die woord, daar waar God is, daar is genesing. Daar waar God is, daar is bevryding. Daar waar God is, daar is redding. Dis net waar God is waar hierdie goed kan gebeur. Ek en jy kan niemand red nie. Ek verstaan die terminologie wat ons sê van, yes, ek het soveel ouens al na die Here toe gelei, ons het hulle gered en so aan. Ek verstaan die terminologie, maar jy kan niemand red nie. Dis net die Heilige Gees. Dis net die Heilige Gees wat iemand se hart kan draai, kan sag maak, sodat hy woning kan maak ook by hulle. Jy tem nie die Gees nie. Jy gee jouself oor aan hom. Jy gee jouself oor aan hom. En baie mense sê, Here, pastoor, ek wil meer van die Here ervaar. Ek wil sy teenwoordigheid ervaar. Die enigste manier hoe jy dit kan doen is om oor te gee. Nie om te hiet en te gebied. Heilige Gees, hier is ek, kom raak my aan. En dan staan jy hierso, die ou net langs jou, skit en bewe en huil en val op die grond en het 'n amazing experience. En jy wonder, wat is fout met my? Daar's niks fout met jou nie.
Jy moet net jou hart voor hom buig. 'n Wilsbesluit maak om te sê, Heilige Gees, hier is ek. Kom vul my lewe. En hy is so getrou en hy is so amazing dat hy die uitnodiging gaan vat. 'n Persoon wat God se heerlikheid huisves, laat God toe om te lei. As ek die teenwoordigheid van God die teenwoordigheid van God huisves in my lewe, dan gaan ek vir die Here sê, okay Here, waarheen wil U gaan? Wat wil U doen? Ek gaan nie vir die Here sê, Here, ons gaan nou eers na daai ou toe, want ons moet hom gou-gou 'n bietjie wakker kry. U moet gou-gou in sy hart werk hê. Nee. Die Here stuur vir jou na iemand toe. Soos wat hy vir Elia gesê het in die hongersnood. Toe sê hy, jy moet nou na daai vrou toe gaan. En toe by die vrou kom, toe sê hy, toe is die hele gesprek daar, en op die einde van die dag vra hy vir haar, maar wil jy nie vir my, het jy nie vir my iets om te eet nie? En sy sê, ons het net 'n bietjie olie en 'n bietjie meel, en dan gaan ek en my seun sterf. Elia kon maklik op daai oomblik gesê het, ja, maar dan gaan ek maar Spur toe, dankie. Ek gaan soek gou iets anders. Here, sy het niks, kom, ons gaan wys vir my iets anders. Nee. Die Here stuur vir Elia spesifiek na daai vrou toe. Hoekom? Want God wil ook in haar lewe 'n wonderwerk doen. Moenie vaskyk in die omgewing nie, moenie vaskyk in die materialistiese, fisiese goeders nie. Kyk vas in dit wat God wil doen in en deur jou lewe. En daarom beweeg ek en jy nie waar ons wil nie. Ons laat toe dat die Here ons lei. Word jy gelei deur die Heilige Gees? Die Heilige Gees, as ons sê die Heilige Gees is wild, is dit nie disrespekvol nou om te sê hy is wild nie. Dit beteken maar net, hy doen wat hy wil doen. Ek het nie by die tuine ingestap en vir al die duwe gesê, duwe, koer. I speak squirrel and dove. Anyway, nou roep ek al die duwe en sê, kom, hier's kos. Daai duif gaan nie vir my luister nie, hy gaan kom eet as hy wil. En as hy dink dis veilig. Ek het in gebied nie die duif nie, die duif kom sê vir my, alright, jy's rustig, ek voel nie bang nie, ek voel nie jy gaan my nou attack nie, ek sien daar's kos. Ek sal kom eet. En net so kom die Heilige Gees en hy beweeg soos hy wil. En hy lei ons waar hy wil, al lyk dit 'n bietjie onvoorspelbaar. Al lyk dit en wonder ek en jy miskien, hoe gaan ons dit maak? Hoe gaan ons dit doen? Die Here het nou gesê ons moet hierdie ding doen, maar hoe? Pas by hom aan. Okay. Kom ons lees Johannes 16 vers 13 sê, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own, but will tell you what he has heard. He will tell you about the future. Jy kan nie die Heilige Gees hier in gebied nie. Die Heilige Gees doen net wat die Godheid sê om te doen. Wat die Vader sê om te doen, dit gaan die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees verwys altyd na Christus. En Christus verwys altyd na die Vader. En wanneer jy dan sê, die Heilige Gees het vir my gesê om iets te doen, en dit is teenstrydig met wie Christus is, dan was dit nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees sal jou altyd dryf na Christus toe. So wanneer jy stemme hoor en wanneer jy voel, en baie van ons sê, nee, die Heilige Gees het met my gepraat en gesê, ek moet my vrou skei. Ek dink jy luister na 'n gees, maar dit is definitief nie die Heilige Gees nie. Dit was maar net 'n voorbeeld. En daar's baie ander maniere, maar die Heilige Gees sal jou altyd lei na wat Christus sê. Na wat Christus sê, na wat goed en reg is volgens sy woord. Dat jy sal altyd dit wat die Heilige Gees vir jou sê, kan verifieer met die skrif. So die Heilige Gees is onvoorspelbaar. Okay. Die tweede punt is die duif is sensitief, en net so is die Heilige Gees ook sensitief. Die Heilige Gees het emosies. Die Heilige Gees is 'n persoon.
En wat maak 'n persoon? Die feit dat jy emosies het. Dat jy emosies het. En die Heilige Gees het emosies. Hy kan hartseer wees. Hy kan kwaad raak. Die Heilige Gees is sensitief. Die Gees sal homself nie op ons afdwing nie. Jy gaan nie in die dorp stap en dan ewe skielik en lyk soos 'n mal hoender wat daar rondhardloop nie. Die Heilige Gees gaan homself nie op jou afdwing nie. Hy gaan genooi word. En hy gaan kom wanneer jy vir hom sê, Heilige Gees, kom, maak woning in my lewe. Die Heilige Gees gaan nie by ons aanpas nie. Ons pas by hom aan. Ons pas by hom aan. En ek kan hierdie maar net gebruik as 'n voorbeeld. Die worship team berei baie keer songs voor. En dit is wat hulle ervaar die Here wil doen in die worship. En dan kom ons almal hier by die kerk bymekaar en dan sal die Heilige Gees begin beweeg in 'n rigting, want hy begin die musiek gebruik, hy begin die worship gebruik, en hoe meer ek en jy hom groot maak, hoe meer en meer voel hy welkom, en sal hy al hoe meer begin werk, en dan sal daar baie keer kere wees, waar die band sommer 2 of 3 songs skiep, want daar is iets spesifiek wat die Heilige Gees sê, maar ek wil hê julle moet nou hierdie sang gebruik, om my verder te loof en te prys, om die Here se naam groot te maak. Dis nie ons wat nou ewe skielik die musiek bring en nou kan die Heilige Gees werk want ons het hierdie musiek gesing en nee, die Heilige Gees gebruik dit wat ons in ons hand het. Kom gebruik hy en hy sê vir ons, okay, nou gaan ons 'n bietjie dieper. Want ons beplan om hierdie sang net een keer te sing. Ons wil hom net een keer sing met hy pastoor moet preek, ons wil almal 11 uur huis toe gaan. En as dit vroeër is nog beter. Soos met klas sing. Maar dan kom die Heilige Gees, omdat ons vir hom spasie gee, omdat ons hom innooi, kom die Heilige Gees en hy gebruik hierdie moment om mense aan te raak, om in mense se harte te praat. En ek wil jou aanraai vandag. Wees sensitief vir die Heilige Gees. Hoor waarheen hy jou lei. Jy het hierdie vooropgestelde idee van hoe jy dinge wil doen, maar laat toe dat die Heilige Gees jou in die regte rigting lei. Om God te huisves beteken dat ons vermy om hom deur sonde of ongehoorsaamheid te bedroef. Jou sonde en ongehoorsaamheid maak die Heilige Gees hartseer. Die Heilige Gees gaan minder en minder in jou lewe funksioneer as jy meer en meer sondig. As jy aanhou ongehoorsaam is aan sy roepstem, gaan die Heilige Gees minder en minder met jou begin praat. En dan vra baie mense, die Here praat nie met my nie. Dan moet jy jou lewe uitsort. Daar's miskien 'n bietjie goeters in die pad. Jy luister meer radio en TV as wat jy luister na die Here. Jy luister miskien 'n bietjie meer koerant. Nou, jy moet sien in die koerant, nee, jy lees dit mos en dan hoor jy dit mos. Jy glo meer wat rondom jou aangaan as wat jy glo wat die Heilige Gees jou sê. Jy's meer gehoorsaam aan jou aan wat die sterre vir jou sê. En dink net hierdie coin hier drop. As jy daai goedjies lees, bekeer jouself. Dis witchcraft. Okay? Sterre kan nie vir jou sê wat jou toekoms is nie. Dis demonies. Okay? Maak klaar met sulke goed. Vra die Here om jou te vergewe en kry bevryding. God se woord gee vir my en vir jou rigting. God se woord maak vir my en vir jou die toekoms oop. En daarom moet ons oop wees om te sê, Heilige Gees, kom en lei my. Heilige Gees, kom en help my. Laat ek net kan doen wat U wil doen. Ek wil gehoorsaam wees aan U stem. Ek wil gehoorsaam wees aan U woord. Efesiërs 4 vers 30 sê, and do not grieve the Holy Spirit. This is the Amplified Bible. I say of God, but seek to please Him. Seek to please Him
by whom you were sealed and marked, branded as God's own for the day of redemption, the final deliverance from the consequences of sin. Moenie die Heilige Gees bedroef in jou lewe nie. Don't grieve him. Niemand van ons wat hier sit, gaan jou man of jou vrou of jou kinders aspris gaan hartseer maak nie. Jy word nie in die oggend wakker en dink, hoe kan ek vandag my vrou hartseer maak nie? Dis evil. Jy moet wakker word en sê, hoe kan ek die beste man wees vir my vrou? Hoe kan ek die beste pa wees vir my kinders? Here, gebruik my, help my, gee vir my wysheid. Here, want ek word gelei deur U. Moenie dat ek deur my eie denke nie, maar Here, ek het U nodig. Wees sensitief vir die Heilige Gees. En dan die derde een is, 'n duif is getrou. Hy's getrou, hy bly doen wat hy doen. Daar's getrouheid in hom, hy doen dieselfde goed, heeltyd. Okay? God se Gees verlang om te bly. Om te bly. Ek gaan lees so 'n bietjie oor hierdie racing pigeons. En racing pigeons word nou op 'n spesifieke manier geteel en so aan. En wat amazing is, hulle sê, ek vra toe die vraag, maar hoekom kom hulle terug? Ek bedoel, hulle word vrygelaat. Be free. En dan vlieg hulle terug huis toe. Na tronk toe. In 'n hok. Jy kan daar in die tuine gaan sit en free food kry. Anyway, hulle sê toe, die rede hoekom hierdie duwe terugvlieg huis toe, is hulle maat bly in die hok. Dan vat hulle skei die maatjies, en dan bly die een maatjie in die hok, en hulle vat die ander maatjie ver weg, en dan sê hulle, alright, vlieg. Hy het geen sens van landmarks nie, hy het geen sens van hier is Pietie se huis. Okay, ek is op die regte pad. Ek moet nou by die boulevard links draai nie. Nee, hy kyk na riviere en berge en die son. Hy gebruik die son en die magnetiese velde van die aarde gebruik hy om te navigate. Dis baie interessant. Maar hy vlieg terug huis toe want daar's iemand by die huis na wie hy verlang. Dink aan myself. Gaan die Heilige Gees in my lewe wil bly, want hy verlang na my, soos wat ek verlang na hom. Daai is 'n eye-opener. Daai is 'n bietjie introspeksie om te kyk, gaan die Heilige Gees verlang om by my te bly. Johannes 14 vers 16 sê, and I will ask the Father and he will give you another helper, a comforter, advocate, an intercessor, a counselor, strengthener, standby, to be with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive and take to its heart, because it does not see him or know him, but you know him, because he, the Holy Spirit, remains with you continually and will be in you. Die Heilige Gees is in ons. Maar ons het hom ook nodig dat hy met ons praat. Ons het nodig dat die Heilige Gees ons lei, dat ons reg kan leef. Ek en jy as kinders van die Here het die voorreg om te sê die Heilige Gees woon in ons. Hierdie skrifgedeelte sê die wêreld kan hom nie hê nie. So dis normaal vir die wêreld om te sondig. Dis normaal vir die wêreld om nie vrug te dra nie. Dis normaal vir hulle, maar vir my en vir jou is dit abnormaal om te sondig, want die Heilige Gees is in ons. Hy sê vir jou, moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Maar Here, ek wil. Moenie dit doen nie, raak rustig, maar Here, laat ek hom net klap, dan gaan alles rustig wees. Laat ek net hierdie sonde doen, dan gaan ek beter voel. En die Heilige Gees kom en hy help ons. En as ons nie meer luister na sy stem nie, die Heilige Gees beloof, hy gaan ons nooit verlaat nie. Hy's altyd by ons, hy's getrou. Maar jy gaan sy stem nie meer herken nie. Want jy het jouself oorgegee aan die stem van die wêreld. Wees versigtig daarvoor. Moenie dat jou ore geoefen word om die stem van die wêreld harder te hê as die stem van God nie.
Vierde ene, die duif is aangetrokke tot vrugte. Hy is aangetrokke tot vrugte. Die heiligheid en Christelike karakter skep die ruimte waar God die eer, waar hy tuis voel en waar hy eer ontvang. Wanneer ek en jy heiligmaking in ons lewe in proses, wat beteken dit? Dit beteken dat ek lê my sonde neer, ek doen dit nie meer nie, ek sê nee vir sonde, maar ek sê ja vir die Here, en nou is my lewe besig om deur 'n heiligmakingsproses te gaan, want die woord van die Here sê, ek is heilig, daarom moet julle ook heilig wees. So dit moet ons hartsbegeerte wees om heilig te kan leef. En as mense ooit vir jou sê, man, jy's te heilig, dan sê jy, prys die Here, ek is op die regte pad. Ek is op die regte pad. Want jy moet, sê vir een langs jou, jy moet heilig wees. Jy moet streef na heiligmaking. En hoe meer ons heiligmaking nastreef, hoe meer welkom voel die Heilige Gees. Wie van julle het al hierdie gesê? Ons gaan weg met vakansie en ons kom by 'n plek en ons bly daar so vir 'n hele paar tyd en dit was lekker, dit was ontspannend en daai goeters, en dan stap jy by jou eie huis in en sê jy, there's nothing like home. Jaco, dit is so lekker om jou terug te sien hierso. Jaco was nou vir 8 maande. Hy werk as 'n sekuriteitsbeampte op die MSC skepe. So hy is nie 'n pirate nie. Hy keer die pirates. Maar hy was nou vir 8 maande, was hy nou weg van die huis af. En dit is so lekker om te sien dat hy nou vir hierdie maand, weer vir 'n maand hier so is, en dan gaan hy weer. Maar, Jaco, toe jy by die huis kom, is ek seker jy het gesê, there's nothing like home! Nee? Want there's nothing like home. Ek meen, die skepe waarop hy werk, ek kyk na die foto's, dan dink ek met myself, what an amazing adventure. Ek meen, dis malls, en dis eat as much as you want, en dit is eat as much as you want ice creams, en jy weet, jy gaan 20 kilogram soontoe, en jy kom 80 kilogram terug, nee? Maar ek meen, dis lekker, dit lyk so fun, en daar was al die swembaddens bo op die skip. Jy hoef nie see te swem nie. Dis op die skip. Dis lekker. Jy kan al die beste goed hê in die lewe, maar as jy by die huis kom, is dit soos, there's nothing like home. En dit is hoe dit moet wees vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet in jou lewe so aktief wees, en dat die Heilige Gees sê, there's nothing like home, there's nothing like being with you. En dan kom ek en jy en sê, maar ons niks anders beter as om by die Heilige Gees te wees nie. Dan moet die excitement wees vir my en vir jou. Galatians 5:22 sê, but the fruit of the Spirit, the result of His presence within us. But the fruit of the Spirit, the Amplified say, the result of His presence within us is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. There is no law against the presence of God. En ek en jy het al hoeveel keer gesê, Here, gee my net meer kindness. Gee my net meer geduld. Gee my net meer selfbeheersing. Ag Here, dat ek net meer liefde in my sal hê. Amplified verduidelik dit so mooi. This fruit is the product of the presence of God. So if you want more love, spend time in His presence. If you want more kindness, spend time in His presence. Do you want more patience? Spend time in His presence. Do you want more self-control? Spend time in His presence. The fruit will be produced by the Holy Spirit. En die Heilige Gees produce hierdie fruit. En hy kan dit net produce in ons lewens as die Heilige Gees daar is. Die laaste punt. Die duif het geen aptyd. Hy het geen smaak. Hy het geen lus. Hy het geen begeerte na bitter kos nie. Duiwe eet nie bitter kos nie. Hulle eet net lekker kos. Kos wat mooi, lekker smaak vir hulle. Daar's geen plek vir die Heilige Gees in jou lewe as jy jou lewe vol bitterheid het nie. As jou lewe vol onvergewensgesindheid en bitterheid is, en jy smag na die inwoning van die Heilige Gees,
dan wil ek jou vandag aanraai, kry klaar met jou bitterheid. Vergewe mense in jou lewe. Spreek hulle vry. As jy moet, bel hulle en sê, vergewe my asseblief, ek het jou kwaadlik geneem vir hierdie en hierdie en hierdie. Ja, maar ek het nie eers ooit dit so bedoel oor jou lewe nie. Ek weet, maar ek het offense gevat. Ek het dit gesien as jy val my aan, ek het dit gesien as jy is lelik met my, ek het dit gesien as jy is die een wat teen my draai. So ek wil net sê, ek is jammer dat ek jou kwaadlik geneem het. Vergewe my. Oh ja, sure, ja, vergewe. Dis meeste van die kere die geval. Onvergewensgesindheid is om gif te drink en te dink die ander ou gaan dood. Moenie gif drink nie. Kry klaar met die bitterheid, sodat die Heilige Gees in ons kan woon en kan werk. Amen. 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, and such were some of you before you believed, but you were washed by the atoning sacrifice of Christ. You were sanctified, set apart for God and made holy. You were justified, declared free of guilt in the name of the Lord Jesus Christ. And in the Holy Spirit of our God, the source of the believer's new life and changed behavior. Die Heilige Gees is die bron van ons veranderde lewe. Is dit nie amazing nie? Ek wil julle vandag net aanmoedig. Kom ons wees nie net op 'n plek waar die Heilige Gees ons besoek nie. Maar kom ons rig ons lewe in. Kom ons berei ons lewe voor, dat ons lewe 'n blyplek sal wees vir die Heilige Gees, vir God se teenwoordigheid. God se grootste begeerte van die Ou Testament af, is om net tussen ons te woon. Tussen ons te woon. Ek wil dit prakties vir jou probeer verduidelik, dat jy 'n prentjie kan kry in jou mindset van hoe dit moontlik werk. Die rykste ou op aarde, sy naam is Pietie. Ek weet nie wie hy regtig is nie, maar ek wil 'n fiksie ou maak. Pietie is die rykste ou op aarde. Hy's 'n kind van God. Hy is die mees generous ou wat jy ooit in jou lewe sal hê. En hy kom kuier eendag vir jou. En vir daai hele week betaal hy vir alles. En jy beleef nuwe dinge wat jy nog nooit beleef het nie. Maar daar kom 'n dag wat hy moet sê, ek gaan nou weer terug huis toe. En dan voel jy, ja, back to the same old. Terug na my 2-minute noodles. Toe hy was dit cupcake steak. Ek noem dit cupcake steak want dit lyk soos 'n cupcake. Anyway. En ek het 7 gang ete gehad. Dat ek eers vir die ouens moes sê, wag 'n bietjie met die pudding. Dat ek net eers rus. Maar nou is Pietie weg. Nou is ek nie meer lus vir hierdie 2-minute noodles nie. Maar nou bel Pietie my na tyd. En hy sê, yes Rudy, weet jy wat, nee. Ek het so lekker gekuier daar by julle. Julle huis is amazing, jou vrou en jou kinders, amazing mense, jy is amazing ou. Man, ek bly in Italië op die oomblik, maar jou huis was net so huis. Ek het so welkom gevoel in jou huis. Ek het 'n proposisie vir jou. Ek wil by jou kom bly. Ek wil by jou kom bly. Daai spaarkamer van julle met daai blommetjies toewy is fyn. Moenie worry daaroor hê. Maar ek wil net by jou kom bly want die geselskap was net so lekker. Die braai was so lekker, die uitete was so lekker. Julle is net sulke lekker mense. Ek wil net by jou bly. Ja, Pietie, baie dankie man, maar weet jy, my huis is te klein vir jou. Ek is nie waardig dat jy by my kom bly nie. Maar Rudy, regtig, dis net ek. Ek wil net by jou kom bly. Ek hoef nie te werk nie. Ek kan saam met jou kom werk. Ek sal saam met jou werk toe gaan.
As jy wil, sal ek saam met jou kinders skool toe ook gaan. Ek maak nie vir my saak nie. Ek het niks nodig nie. Ek wil net by jou wees. Ja, Pietie, yes, ek waardeer die offer, maar kom kuier net liewerste weer vir ons. Dink julle ek is stupid? Dink julle ek is stupid? Of course gaan ek nie vir Pietie sê, Pietie, jy kan net kom kuier nie. Of course gaan ek vir Pietie sê, moenie jy worry nie, jy kry my en my vrou se kamer, ons sal in die spaarkamer gaan slaap en daai blommetjies koedoewei. Kom bly net in ons huis. Want dit is so lekker om saam met jou te wees. Want ek ken jou hart. Ek weet jou hart is net so amazing en jy wil net die beste vir my, my vrou en my kinders hê. Dit is nou 'n mensgemaakte storie, maar die Here kom elke dag na mense toe en hy kom klop aan jou deur. En dan sê Openbaring, hy wat vir my oopmaak. Luister mooi na hierdie storie. As jy vir my oopmaak, sal ons saam 'n fees vier. Maar Here, ek het nie 'n fees voorberei toe jy geklop het nie. Moenie worry nie, ek het die chef saamgebring. Ek wil net by jou woon. Ek wil net by jou wees. I just want to spend time with you as much as I can. En die beste tyd wat ek saam met jou sal spandeer, is as ek by jou kan woon. Wie van julle wil vandag sê, Heilige Gees, kom woon by my. Moenie net vir my kom besoek nie, kom woon by my. Dit beteken nie nou dat Pietie elke dag by my is, gaan ek nie 2-minute noedels eet nie. Nee, baie keer moet ons vinnig werk en ons moet gou 2 minutes dat ons kan eet. Dit beteken nie dat wanneer ek die Here in my lewe het, dat alles honkie-dorie gaan wees en alles gaan 100% hardloop nie. Maar dit beteken dat wanneer ek hierdie moeilike proses deurgaan, wanneer ek deur hierdie pressure gaan, het ek 'n Vader om na toe te gaan en te sê, Here, ek weet nie hoe om te maak nie. Ek weet nie hoe om te maak nie. En die Here kom en hy sê, moenie jy bekommerd wees nie, ek sal sorg op die regte tyd. Moenie jy worry nie. Ek bly ook in die huis. Hierdie huis sal great wees. Hierdie huis sal soos Joshua gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien. As jy vanoggend sê, ek wil die Heilige Gees huisves in my lewe, wil ek jy moet saam met my staan, maar voordat jy staan, wanneer jy ja sê vir God, dan sê jy outomaties nee vir 'n klomp ander dinge. En ek wil hê dat jy moet mooi dink hieroor. Ek wil nie hê jy moet 'n emosionele besluit maak vanoggend omdat ek baie mooi gepreek het nie. Ek wil hê jy moet vandag 'n mooi besluit maak omdat jy werklik die roepstem van die Heilige Gees hoor vanoggend vir jou in jou lewe. Ek weet die Here roep vandag uit vir almal. Ek weet die Here roep uit vir almal vanoggend. Ek wil woning maak by jou. Ek wil woning maak by jou. Ek wil woning maak by jou. Maar dis jou keuse of jy daai deur gaan oopmaak soos Openbaring sê. Dis jou keuse om te sê, Here, ek wil U innooi in my lewe. En omdat jy hom innooi in jou lewe, sê jy dadelik nee vir die sonde. Sê jy nee vir jou habits, jou gewoontes in jou lewe. In dieselfde moment sê jy vandag potensieel vir vriende totsiens. En van julle en van ons het al daai prys betaal. Deur by die Here te bly, het jy vriende verloor. So die besluit wat jy nou gaan maak om te staan, en ek gaan niemand kwaadlik neem as jy sit nie. Hierdie besluit is tussen jou en die Here. Moenie vanoggend hier staan en sê, ja, maar daai ou kyk vir my en die ou gaan vir my. Niemand gaan jou judge nie. Niemand gaan vir jou sê, maar wat ek vir jou wel wil vra is, as jy bly sit, kom na kerk na my toe. Ek wil jou help om te groei. Ek wil jou help om die honger in jou lewe verder te kweek, sodat jy begeerte het om te sê, okay, ek wil die Here in my lewe hê. En ek kan vandag vir jou sê, as jy die Here gaan innooi in jou lewe en hom gaan hy soos in jou lewe, gaan hy jou help om jou lewe so te leef dat hy altyd die eer kry. Ja, jy gaan miskien pressure hê, jy gaan miskien persecution hê, maar die reward aan die einde is soveel beter.
Wie van julle wil saam met my die Heilige Gees huisves? Staan saam met my. Inge, wil jy net gou vir my daai woorde opsit van my yes to you. I'm always asking for the oil in my lamp, but do I understand the cost that's paid? I'm always searching for the sweetness of new wine, but do I even understand that the time it takes? I asked the olive and the grape, the price they had to pay to be found wholly pleasing to you, so I've counted up the cost. It's worth the price of loss to be found wholly pleasing to you. Is it holy? Holy. It's worth the price, okay, yes, to the pressing and crushing. Yes, it's your goodness and mercy. Yes, to the price of following you. Yes, it's your favor and glory. Yes, to all that you're asking. Yes, if you've gone, I'll go there too. Yes, to all. Yes, this is my yes to you. Ons sê daar's 'n tweede vers. Kom ons kyk gou die tweede vers. I've taken for granted the blood that I've received, never asking to know your suffering. And I've laid on my hands, believing to be healed, never honoring the pain you had to feel. I asked your scars and your stripes, the price they paid for life, and where they found holy, pleasing to you. So I've counted up the cost. I'm taking up my cross to be found holy, pleasing to you. There is a fragrance in the suffering. There is joy found in the hurting. There is life found in the wounding. It is costly, but you're worthy. It is costly, but you're worthy. Ek wil vandag vir jou sê, die prys wat Jesus Christus vir my en vir jou betaal het, niemand van ons het al stil gaan sit en vir die Here gevra, so Here, hoe was die suffering lekker? Ons almal wil gesalf word, maar het ons al ooit gedink aan die pressure en die crushing, wat daai olyf moes deurgaan, sodat ek en jy olie kan hê? Om 'n lemoen te vat en gou die juice uit te druk is vinnig. Geniet die sweetness. But it's a process for the oil to come forth. En wanneer ek en jy vandag sê, ons sê ja vir die Here. Here, kom maak u woning in ons. Dan sê ons ook vandag vir mekaar, Here, dankie dat u my help deur die pressure. Dankie dat u my help in hierdie dieper ingaan. Ek het gisteraand vir die ouens gesê, ouens onthou, as jy dieper gaan, the pressure is more. If you go wider, the tension is more. If you go further, the cost is more. If you go higher, the breathing is less. Daar's altyd 'n prys aan iets. En ek en jy sê vandag vir mekaar, Here, ons sê dis reg. Why? Because you're worthy. What a God, what a God. Here, ek wil bid vir elke man en vrou, seun en dogter in hierdie plek, wat vanoggend sê, ek wil die Heilige Gees huisves in my lewe. Bid ek, Here, dat U sal kom, en dat U ons sal help. Here, ek weet, wanneer ons te veel gefokus is op ons vlees, dan is dit moeilik om die Gees te verstaan. En so bid ek, Heilige Gees, dat U dan vir ons kom help, om oorwinning te kry oor ons vleesmens.
sodat ons kan doen dit wat U wil hê ons moet doen, dat ons kan loop waar U wil hê ons moet loop, dat ons kan sê dit wat U wil hê ons moet sê, nie uit ons eie emosie of ons eie vermoë of ons eie nie, maar Here, dat ons in lyn sal wees met U woord, dat ons in lyn sal wees met Christus. Want ons sê vanoggend, ons is in Christus en Christus is in ons. Dankie dat U ons kom, dat U by ons kom woon, Here. Nie net besoek nie. Here, ons soek nie net 'n besoek nie. Ons soek die inwoning van U teenwoordigheid in ons lewe. Mag U naam verheerlik word, dat U koninkryk sal kom, dat U wil sal geskied in alles wat ons doen, Here. En Here, soos ons hierdie week ingaan, dat ons hierdie week sal staande bly, dat ons U sal dien met alles wat binne ons is. Heilige Gees, dat ons U sal dit welkom voel in ons lewe. En dan, soos wat ons in die donker wêreld instap, Here, 'n wêreld wat nie meer hoop het nie, Here, daar is soveel oorloë wat nou aangaan, soveel ekonomiese druk wat daar is, ensovoorts. Ag Here, ons kan dit alles noem. Maar Here, ek weet dat wanneer ons U teenwoordigheid beleef, there is joy, there is peace, there is salvation, there is provision. Everything that we need, we can have because of your presence. En so wil ek vra, Here, dat ons hierdie week sal ingaan en werklik lig en lewe sal wees vir mense daar buite, dat ons die lig van Christus sal reflekteer, dat ons die lewe van Christus sal uitleef en vir mense sal vertel van die goeie nuus dat Jesus Christus die redder is. En so wil ek vra, Here, dat U ons sal seën. Ontvang die seën van die Here vanoggend. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Dankie, Here. Amen.